Goeiemôre. Jy luister na die 24ste oordeenking in die reeks Jesus is die vraag. Vanoggend se tema is die laaste vraag wat Jesus gevra het. Volgens Matteus en Markus was die laaste woorde wat Jesus gespreek voordat hy aan die kruis gesterf het, 'n vraag. Gegee die konteks van ons reeks en die omvangryke aantal vrae wat Jesus gevra het, is dit byna te verwagte, is dit nie? Maar die aard van daardie laaste vraag is anders as al die ander vrae wat hy gevra het. Nie 'n retoriese vraag nie. Nie 'n vraag as onderrigmetode nie. Die laaste vraag wat Jesus gevra het, was 'n noodkreet, 'n klaaglied, 'n lament. 'n Vraag nie ter wille van ander nie, maar 'n vraag ter wille van homself. My God, waarom het U my verlaat? Daardie vraag van Jesus laat 'n mens sidder. Daar is sekere vrae in die lewe wat ons nie graag vir mekaar toelaat nie. Ons deins weg van mense se vrae wanneer dit kom by plekke van wanhoop, van vertwyfeling. Ek moet erken, daar is vrae wat my tot stilstand dwing. In die donker nag van die siel vra mense dikwels vrae wat meer respek en eerbied afdwing as 'n eenvoudige antwoord, enige antwoord. Hoekom gebeur dit met my? Waar is God in my ellende? Hoe kan ek aangaan met my lewe? Hoekom het God dit toegelaat? Ek het te veel respek as om dit te probeer beantwoord. Dis nie my plek nie. Ek het te veel empatie om dit nie te probeer beantwoord nie. Maar nie in daardie oomblikke nie. Daar is oomblikke wat vrae moet bly, wat ons nie durf 'n antwoord uitwurg, waar iemand in die nevels van pyn nie daaruit kan sien nie. Daar is oomblikke in die lewe wat ons, soos Job se vriende aanvanklik gedoen het, net in stilte by hulle moet sit of staan of langs hulle gaan lê. Maar as ek na Jesus se uitroep hoor, sy laaste vraag, en ek dink aan dit wat ons in die Bybel lees, dan moet ons beter daarmee word om mense toe te laat om hulle wanhoop in woorde uit te bring. Ons sê te vinnig, nee, moenie dit sê nie. Maar Jesus roep die byna ondenkbare uit. Sommige sal sê godslastering en verbystap. Waarom kan ons nie ons wanhoop ter woorde bring nie? Soos 'n onsigbare sweer moet dit oop voordat dit gesond kan word. Of soos 'n reuse kloof moet ons deur sekere vrae worstel. Ons moet dit vra. Vir sommige is Jesus se desperate kreet een te veel. Want as Jesus getwyfel het, selfs vir 'n oomblik, wat se kans het 'n gewone mens? Sal ons geloof dan nie veel meer wankel of soos 'n glas in stukke breek nie? Ons met 'n breekbare geloof. Ek weet nie van jou nie, maar vir my is Jesus se woorde nie vervreemding nie, maar redding. In die donkerste tyd in my lewe het juis daardie woorde my vertroos. Dit het my gedra en uiteindelik gered. As Jesus self van God verlate gevoel het, dan was dit seker oukei, dat ook ek dit beleef het. Dan was daar dalk nie fout met my, dat ek nie God naby beleef het nie, dat ek God afwesig beleef het, dat ek so eensaam gevoel het, dat het gevoel het of God en die hele wêreld my verlaat het. Hierdie woorde van Jesus het juis vir my hoop gegee. Op 'n dag het 'n spreker Jesus se uitroepwoorde in 'n groter konteks geplaas wat my dit eintlik die eerste keer laat verstaan het. Die konteks van Psalm 22. Dis 'n klaaglied, 'n lament.
Jesus haal die bekende woorde van Psalm 22 aan, oomblikke voordat hy sterf. Om die waarheid te sê, en met sy laaste asem spreek hy die begin uit van Psalm 22. Soos die meeste klaagpsalms begin dit met 'n uitroep na God in oomblikke waar ons verlate voel, waar ons belewenis is dat God ons verlaat het. Daar is eensame plekke en tye in die lewe, maar nie een van hulle is so eensaam, soos die benaming wat sê nie, God verlatenheid. 'n Klaaglied begin met kermwoorde, 'n roukreet, soms 'n stortvloed van trane. Dit mag ook verwyd wees. Waarom hoor U nie my jammerklagte nie? Psalm 22 vers 2 tot 3. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos? Ver van die woorde wat ek uitskreeu. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. Ook snags, maar daar is geen rus vir my nie. Dan volg daarna die uitroep van wanhoop en rou, die hoop dat God tog sal antwoord, tog ons noodkreet sal hoor. Byvoorbeeld, Psalm 22 vers 12. Moenie ver van my bly nie, want die nood is naby. Daar is niemand wat help nie. En uiteindelik eindig die lament met 'n woord van hoop en vertroue. Ek wil die naam verkondig aan my broers, in die byeenkoms wil ek U loof. Julle wat vir die Here ontzag het, loof hom. Julle, die ganse nageslag van Jakob, vereer hom, vrees hom, ganse nageslag van Israel, want hy het die lyding van die magtelose nie geminag of misken nie. Hy het nie sy gesig vir hom verberg nie, maar toe hy hom om hulp gesmeek het, het hy gehoor. Psalm 22 vers 23 tot 25. Die spreker het my daardie dag daarop gewys, dat Jesus nie genoeg asem gehad het, om Psalm 22 tot die einde te kon opsê nie. Hy was te swak om dit klaar te bely, maar hy verstaan Jesus se woorde so, dat hy daarmee sy hoop op God sou uitspreek, dat God inderdaad die laaste sê oor sy lewe sou hê. Dit vertroos my ten diepste dat God tog op daardie Sondagmôre met trompetgeskaal die gebed van Jesus beantwoord het. Ja, die dood is die grootste en die laaste vyand oor ons lewens. Die opwekking van Jesus is 'n onomwonde antwoord van God op ons donkerste belewennisse van wanhoop, verlies, hartseer, dood en ook Godverlatenheid. Die skrywer van Jesus is the Question vertel dat die deel van die apostoliese geloofsbelijdenis waar ons bely, ek glo in Jesus Christus, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Daardie deel, ter helle neergedaal het, hom altyd gepla het. Totdat 'n vrou een keer teenoor hom opgemerk het. Dit is my gunsteling gedeelte van die belydenis. Waarom, het hy verbaas gevra? Omdat hel is waar ek die meeste van my lewe spandeer het. Hel. Die ervaring om van God verlate te wees. Die plek waar God afwesig voel. Is daar so 'n plek waar God afwesig kan wees? Die belydenis sê nee. Ook daar is God aanwesig. Deur Jesus Christus het God die hel binne gedring en dit oorwin. Ook daar het die Here Jesus neergedaal. Dus, die vraag wat Jesus gevra het, die heel laaste vraag, en die een wat ons dalk die meeste mag ontstel, uiteindelik die mees hoopvolle vraag wat Jesus ooit gevra het. Kom ons bid saam. Hemelvader, in ons diepste ervarings van verlatenheid, die plek van wanhoop, van donkerte, selfs duisternis, weet ons, dat U lig daar sal skyn, dat U die laaste sê het, dat niks ons uit U hande kan wegruk nie.
Dankie Here dat U die dood en die duisternis oorwin het. En ook in ons diepste ervarings daarvan, sal U ons kom haal. Hemelvader, ons bid vir elkeen vanoggend, wat op so 'n plek in hulle lewe is. Ons bid dat U in die besonder by hulle sal wees, dat U hulle naby sal wees, en sal red uit hierdie plek. Help ons dat ons oë sal oop wees, en ons harte ontvanklik, vir elkeen wat deur so 'n plek gaan. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.